Vandag maak ons dry aged tomahawk. Hierdie is nog nie helemaal tomahawk nie, maar gaan nou sny hoe so is. Die stadium is meer van 'n prime rib, dit is 'n lekker dik ene. So hierdie gedeelte daar is eintlik die ribeye, spinalis en al die dinge. Hierdie is eintlik mos nou die rib en hierdie is die vleis bo op die rib eintlik. So ons kan hom net so sê wat kan jy self doen? Wat jy moet doen? Die rede hoekom ek hierdie vleis afsny is, hierdie is ribbietjie. So hierdie is glad nie so sag as hierdie nie. As jy dit in dieselfde temperatuur, dieselfde tyd gaan gaar maak, gaan dit nie sag uitkom soos die res van die ribbe nie. Dan net so. Dit is gewoon een original jambraai. En dan ja, dan heb je nog meer zoiets. So hierdie is nogals geneig om te ontspan en plat te raak as jy dit braai. So ek gaan dit net met butcher's twine vasmaak net as hy shape lekker hou. Dan gaan ons hom in die smoker sit. Hy gaan op 130 grade ingaan en ek is nie seker hoe lang dit gaan vat nie, maar ek gaan 'n meat probe insit. Een van hierdie ouetjies. En dan gaan ek om dat gaan tot op omtrent 52. Op 52 gaan ek hom afhaal en dan gaan ek hom hierso 4 keer aansteek op die kalfie. En gaan ek hom net daarso aan al die kante lekker seël dat ek kleur kry. Alright. Ja? Alright, daarso is omtrent nog so 'n halfuurtjie oor. Die vleis is nou so 25 grade, ons wil hom ons 52 hê. So ek gaan hierdie ouetjies lank aansteek en dan as die vleisies reg is, gaan ek net hulle afhaal, bietjie laat rus want ek is net bang vir daai oordrag hitte. Ek gaan hierdie ouetjies lank aansteek dat hy gaan en dan as die vleisies bietjie gerus het, net lekker warm kolle gemaak, gaan ons hom net seël. Right, dit is so 'n bietjie meer as 'n uur gewees. Hy is nou 52 grade aan die binnekant. So ek gaan nou afhaal. Dan gaan ek hom laat rus. As hy die 4 keer reg is, dan gaan ons hom soos ek gesê het net seël. Right, hierdie ouetjie is klaar geseël. Hy het gerus vir 10 minute. Ek is nogals opgewonde. Dit is die eerste keer wat ek dry aged verongeluk gekoop het. En hier is hom in die vuur gooi. Eerste ding is om van die been af te kry.
Ja, hy is sag. Ek sê hy is brisket sag, maar ja, so ver wat steak gaan. Die ook sag. Jy kan nou as jy wil, soos 'n cowboy butter of so iets, anders dan cowboy butter of so iets bymaak, maar ek dink nie is nodig nie, soos, kyk wel. Die ook is sag. Mooi.